Goeiemôre van my kant af. Het is vandag so lekker om saam met julle hier te kan wees. My naam is Jaco Skutte en ek is van die Doxa Deo George. So dis ons. Hallo? Ja, goed. Kom ek vertel jou gou die storie as jy dalk nie die storie ken nie. Maar jare terug met ons as leierskap eendag gaan bietjie afsonder en het die Here met ons gepraat. Ons het altyd mos gesê Doxa Deo is om in 12 stede te vorm en dan het ons altyd vir Ellen Plat gesê is dit 12 stede of 12 streke. Dan sê die leierskap altyd wag met die streke storie. En toe in COVID het die Here 'n stuk release gebring net rakende die streke. En daar die behoefte en daar die gedagte ontstaan wat die Here op ons harte gelê het om in daai omgewing die Garden Road kampusse te plant. So wat gebeur het, ek en my vrou Mariet is in 2021, so hier teen die einde is ons af Mossel Baai toe. Daar was 'n gemeente wat ingeskakel het by Doxa Deo, Vida Nova, deel geword van Doxa Deo, die spanne toe ook deel geword. In 2022 het ons toe die Doxa Deo George geplant en ons is vandag in ons 4de venue, so klein begin en so het hy uitgebrei en toe in 20 van 2022, 2023 het ons toe begin met 2 oggenddienste in Outoniqua Hoërskool. En dit was ook in 2023 so in November het ons dus uitgereik en nog 'n gemeente geplant in die rolbalsaal in Hartenbos. En in 2024 het die skool in Hartenbos ons toestemming gegee om daar dienste te hou. So op hierdie stadium is daar, ons sien dit as een gemeente wat net verskillende plekke uitdrukking vind, maar ons as Doxa Deo Pretoria het dus geplant en ons het nou op hierdie stadium 3 gemeentes, Doxa Deo Mosselbaai, Doxa Deo George en Doxa Deo Hartenbos. En dis deel van ons. Dankie vir almal van julle wat dit moontlik gemaak het dat ons daar kan plant. En ek wil jou nooi, as jy in daai omgewing is, baie keer nou is dit Desember, kom sê vir ons hallo, kom word deel van die dienste, kom help ons. Jy moet onthou, een ding wat gebeur in Desember by ons, hier in Tshwane, al die jare was ek deel van die Raslouw en Centurion kampusse, hier in Tshwane in Desember word alles stil. Daar gaan word alle besigger. Ons hou 3 dienste met Kersfees. So as jy daar is, kom sê hallo, maar kom help ons veral in daardie tyd, want daar's geweldig baie mense. En dan tweedens ook, as jy weet van mense wat in daai omgewing is, wat dalk hier vandaan Doxa Deo daarna toe getrek het, sê vir hulle daarvan, dalk weet jy van mense wat daar bly, wat nie deel is van Doxa Deo nie, en nie in 'n gemeente ingeskakel is nie, sê hulle ook dat hulle kom kuier, of gee vir ons hulle detail deur, ons sal graag met hulle kontak maak. As jy vir ons kan bid, dan wil ek sê, bid vir ons saam, want in Hartenbos en in George, vertrou ons die Here regtig vir 'n 24/7 venue. Dis baie lekker, ons is baie dankbaar teen die skole, en die skole is ons baie goed gesind, maar om elke Sondag alles op te slaan wat jy hier sien, en elke Sondagmiddag alles af te slaan, is nogal 'n uitdaging. En tweedens ook ons weeksprosesse, ons kan niks by die skole aanbied nie, want al die skole is te vol, hulle is oorvol. Outoniqua Hoërskool het 1800 kinders, Hartenbos Laerskool het 1000 kinders. Om daar goed aan te bied is vir die skole baie moeilik en dit belemmer ons prosesse. So ons volgende stap is of ons moet 'n 24/7 plek hier, of die Here moet vir ons wonder bo wonder, moet hy vir ons voorsien dat ons eie geboue sal hê. George is 'n wonderlike plek om te bly, ek noem dit maar net. As jy oorweeg om af te trek, jy sal nie 'n fout maak nie. Een ding wat dit wonderlik is van George is alles werk. Hulle is op die oomblik besig om die hele kyk, George is nou so groot soos Centurion, so dit is nou al 'n stad. Hulle is besig om die hele stad oor te teer. Die eerste keer toe is daar 'n drein voor in ons jaar, ons gaan ook nou al trek, en ons bly nou in ons, is die 6ste keer dat ons trek in 4 jaar. Maar, want almal verkoop hulle huise daar, want die eiendom is geweldig duur. Dit is omtrent so 2 tot 3 keer wat dit in Pretoria is. Maar interessant is, nou sal 'n drein ergens in die straat verstop voor ons huis. En een ou sê vir my, bel die Stadstraat, nou kom ek met my Pretoria kop aan, jy weet, ek was al die jare in Pretoria.
Ag man, hulle sal nie eens die foon antwoord nie. Kan ek jou vertel, hulle antwoord die foon en voor die plammer daar kom is hulle daar. En is reggemaak. So ek noem dit maar net vir julle, vir die wat wil dit oorweeg, is 'n wonderlike plek om te bly. Maar dis nie waar ons hier is nie. Baie welkom, dis lekker om saam met julle te kuier. Ons het hierdie hele jaar as Doxa Deo uitgesit. Hierso op die bord kan jy sien, sy glorie, ons storie. En ons het die hele jaar gesê, ons gaan fokus op die boek Hebreërs. En soos julle weet, en al seker al baie in die kampus daaroor gesê, Hebreërs begin so. Hy sê in die ou tyd het die Here gepraat deur die profete, maar nou praat hy met ons deur die Seun. In die hele Hebreërs boek het die skrywer gekom en vir ons gesê, wie is die Seun? En hy begin ons bekend te stel en hy sê, hierdie Seun moet jy verstaan. God die Vader was die skepper van alles en niemand kon die Vader sien nie. Maar God het homself kom uitbeeld. Hy het die vleispak aangetrek om vir ons te kom wys wie hy is, deur na die Seun te kyk, deur na Jesus Christus te kyk. Een vertaling sê hy is die living expression van wie God is. Jy kyk na die Seun, dan verstaan jy wie God is. En dan kyk jy, skryf die Hebreërs skrywer verder, dan sê hy vir ons, maar kom ek vertel jou wat hierdie Seun kom doen. Hierdie Seun gaan alles wat vernietig is, gaan hy weer kom herskep, herstel en gaan hy kom vernuwe. Onthou jy in Genesis, kom die Here, dan maak hy die mens, dan sê hy vir die mens hier in Genesis 2 en Genesis 3. Hy sê, julle is gemaak om te vermeerder, julle is gemaak om die aarde te bewerk, julle is gemaak om die aarde te vul en te heers oor die aarde. So dit was God se plan van die begin af, wat hy ons as mens gemaak het. En dan weet ons reg deur die Bybel, toe kom die sondelas en die sonde het bietjie daai plan versteur. En toe moes God kom en sy Seun kom gee. En Daniël voorspel in Daniël 13 al, hy sê ek wil iets vertel van hierdie Seun. Hy sê eendag gaan hierdie Seun, die heerskappy van God, gaan op sy skouers wees. En dan weet ons Paulus kom en hy skryf vir ons, hy sê as gevolg van die Seun se sterwe en sy opstanding, die opstanding het hom verklaar as die Seun van God, die koning van die konings. En Jesus is vandag op hierdie oomblik, is hy die koning van die hemel en van die aarde. Hy is die koning. En Paulus kom so duidelik, dan sê hy vir ons in Efesiërs 1 vers 10, dan sê hy vir ons, hier's wat julle moet onthou, dis wat God besig is om te doen. Dis God se doel. Die Afrikaanse vertaling sê dit mooi. Hy sê vir hierdie doel. Hy sê God gaan alles wat in die hemele is en op die aarde, dit gaan hy onder sy voete, onder sy heerskappy stel. Jy moet daai skrifgie wys, hoor. Efesiërs 1 vers 10 in die Afrikaanse Bybel. Hy gaan alles onder sy heerskappy sit. En toen sê hy sê, en nou wat hy gaan doen, dis sy doel, nou verstaan ons dit. Nou vat hy die kerk, hy vat die mensdom, die kerk, hy vat ons as sy liggaam, en hy roep ons is deelgenote van hierdie roeping, van hierdie doel van God, en hy sê, hy gaan ons nou deel maak, sy glorie, ons storie, hy maak ons deel van sy storie, om alles in die hemel en alles op die aarde onder sy koningskap te stel. Maar nou kom Hebreërs en hy sê vir ons, luister, hy sê, as ons na ons wêreld kyk, en ons kyk na Rusland, en ons kyk na Gaza, en ons kyk net na ons eie Suid-Afrika, en ons kyk na die vervalling net van Pretoria en Tshwane, dan sien ons mos, alles is nog nie onder sy heerskappy. Jy kan dit mos sien, jy is mos nie blind nie, jy kan dit sien, jy hoor dit op die televisie. Maar dan sê Hebreërs 2 vers 8 en 9, hy sê, maar ons sien Jesus. En die feit dat ons Jesus sien, en ons weet wat is Jesus se doel, hy sê dit bou geloof in ons. En daarom skryf hy verder in die Hebreërs boek, dan skryf hy in hoofstuk 11 oor die geloofshelde, dan skryf hy in die Hebreërs boek, hy sê, hier's wat julle moet leer, julle moet julle oë gefestig hou op Jesus. Jesus, sê hy, is die begin en die volëinder van ons geloof. So alhoewel ons sien dat alles is nog nie onder sy heerskappy nie, alles het nog nie verander nie, vertrou ons, soos in die laaste lied gesing het, dat alles onder die dominante heerskappy van Jesus gaan kom, maar hy vat ons as mens, hy vat ons en hy maak ons deel van hierdie projek van hom.
En hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen deur sy dood en sy opstanding, verklaar as die koning, en toe is ons nou skielik ingesluit, ingesmeld, ingevleg in hom. Ons is deel van hierdie projek. Ons is deel van sy storie. Om sy heerlikheid te openbaar, sy gewig, wie hy is. Wat is die beste voorbeeld van die heerlikheid van God? Jesus. Jesus is die heerlikheid van God. En nou sê Jesus, Vader, ek bid, dat die heerlikheid wat U my gegee het, Johannes 17, gee ek nou aan hulle. En nou moet ons gaan uitleef, hierdie heerlikheid, hierdie gewig van God, as die sout en die lig, die suurdeeg, hier op aarde. En dan kom Hebreërs en dan sê hy sê, maar iets wat ons moet onthou, want ons is mense wat leef. Hy sê, en hierdie wedloop, hy vergelyk ons lewens wat ons leef met 'n wedloop. Hy sê, maar jy moet volhard in hierdie wedloop. Hy sê, jy moet vasbyt in hierdie wedloop. Hy sê, want wat moet jy onthou? Sien Jesus. Maar om Jesus te sien, en hierdie wedloop, hierdie lewensreis te leef, het jy geloof nodig. Maar nou kom Hebreërs 11, dan praat hy oor geloof, dan sê hy, geloof is 'n vaste vertroue, is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nie altyd alles nie, want ons leef in hierdie twee wêrelde van die skepping. Onthou jy, Genesis 2 vers 4, praat hy oor, hier's die geskiedenis van die skepping, dan sê hy, die skepping, die storie van die Bybel, is die storie van die skepping, is die storie van hemel en aarde. Ek het groot geword in 'n kerk waar hulle vir my gesê het, die storie van die Bybel is die storie van hemel en hel. Dis nooit so nie, dis die storie van hemel en aarde, gaan oor die skepping. Kolossense praat in Kolossense 1, dan sê hy, kom ek vertel jou die storie van die hemel en die aarde. Hemel, die onsienlike, aarde, die sienlike. Wat is in die hemele, wat is in die onsienlike? God die Vader, sy troonkamer. Maar dan kom Jesus, is asof hy die twee eenhede weer by mekaar uitgebring het. En ons leef hier in die sienlike, en hier moet ek hierdie reis van die lewe voortgaan. En hoor hoe mooi stel Hebreërs 12 vers 1 dit. Hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienisse, dis nou hoofstuk 11 waar hy praat oor al die geloofshelde om ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat vir ons voorlê. Dis asof hy sê, hier waar jy leef op aarde, hier waar jy deel is van God se plan, dis asof jy 'n klomp geloofshelde is. Dis soos iemand wat atletiek hardloop in hierdie wedloop van die lewe, en hulle moedig jou aan, volhard, volhard. Hoe volhard jy? Vers 3 sê, hou jou oë op Jesus. Hou jou oë op Jesus, dis ons hoop. So met ander woorde, sy glorie, ons storie maak dat ons deel is, ons het hoop, dit word nou ons storie, ons het hoop, want ons sien Jesus. Maar jy het geloof nodig om te leef. En baie keer in hierdie lewe, gaan jy deur verskillende fases van die lewe. Partykeer is dit die somerfase, dan gaan alles goed met jou. Ek weet nie hoe die lewe werk nie, alles werk net uit. En dan is daar die herfsfase, en dan is daar die lentefase. Die moeilikste fase om te deurleef is die winterfase. Jy herken hom die maklikste, maar hy is die moeilikste om te deurleef. Dis die fase waar jy, ek weet nie, goed gaan net nie reg nie. Maar onthou jy is op 'n lewensreis. Goed werk nie altyd vir jou uit nie. Jy sal byvoorbeeld die Here vra vir sekere goed. Nou sekere goed wat 'n mens in die lewe die Here voorvra, ek weet nie hoe dit werk nie, dit antwoord die Here vandag. Dan is daar ander goed. Jy vra die Here jare, partykeer 10, 15 jaar, dan eendag kom die Here vir jou deur. Dan is daar party goed in hierdie lewe. Jy bid jou hele lewe lank daaroor. Maar dit lyk of die Here dit nie verander nie. Dit lyk of daar nie hoop is nie. Op hierdie lewensreis, dit lyk of goed nie gaan verander nie. Maar nou kom die Hebreërs skrywe. Hy sê, maak nie saak wat 'n fase jy is nie. Dis 'n reis wat jy moet onthou. Dis 'n wedloop waarin jy is. Maar die geheim van die wedloop, jy moet volhard. Soos Paulus sê, ek het by die wenstreep aangekom. Jy moet volhard. En al hoe jy kan volhard, is deur jou hoop, jou oë gefestig te hou op die onsienlike God, op Jesus. Want hoekom? Want jy weet,
Jy's ingesluit in hom. Jy's sy kind, jy behoort aan hom. Weet jy wat het my baie gehelp om die ingesluit, waarvan die Bybel baie praat, jy's ingesluit, jy's in Christus, die in Christus begrip te verstaan, wat my gehelp het, hoe ek het vir myself uitgemaak het, is die storie van Dawid en Goliat. Julle weet, Goliat was die reus, deel van die Filistyne. Hy het elke dag gaan staan, dan het hy die Israelitiese weermag, het hy uitgetart. En die Bybel sê hulle was baie bang, want hierdie ou was woes groot. In ons taal, hy was tussen 9 en 12 voet groot, dit was die geslag van die Enakite, dit was die reuse. Hy was baie groot, want hy het uitgetart, en niemand het kans gesien om teen hom te beklei nie. Toe kom Dawid aan, 'n jong seun, en hy sê, dit kan nie so aangaan nie. Julle kan nie langer so onderdruk word nie. En hy stap nader, en hy vat sy slingerveld, en hy gooi die reus, en die klip tref die reus teen die kop, en die reus val. En Dawid kom nader, en die Bybel sê, hy kon skaars sy swaard optel, en hy tel sy swaard op, en hy kap sy kop af. En toe hy sy kop afkap, toe is die hele Filistynse volk eintlik verslaan, en skielik kom die Filistyne onder die beheer van hierdie oorwinning wat Dawid, en skielik verander die hele houding van die Israelitiese volk, want hulle was nou ingesluit by Dawid se oorwinning. En dis presies wat dit beteken om in Christus te wees. Jy's ingesluit in sy oorwinning. Jy het sonder verdienste, sê Paulus, het jy die oorwinning behaal. Jy's nou in hom, en jy's nou deel van hierdie projek, om alles in die hemel en alles op die aarde, onder een hoof te verenig. Maar dan leef ons hier, en ons is in hierdie lewensreis, en in hierdie lewensreis moet ek verstaan, ek hou my oë op hom, hy's my hoop. Nou om iets daarvan te verduidelik, van hierdie lewensreis, van hierdie geloofsreis, het ek gedink om die storie vir julle te lees uit Matteus 14 vers 22 tot 33. Dis die storie van waar Petrus op die water geloop het. Ek wil jou net gou opsom, as jy so 'n bietjie gaan lees, die vorige gedeeltes uit daai hoofstuk uit, dan sal jy sien wat gebeur het. Herodes het gesê, jom, hy het Johannes ontdoof. En toe kom die disippels na Jesus toe, Jesus was baie lief vir Johannes, en toe sê hulle vir hom, Jesus, hulle het Johannes ontdoof, en hulle het sy kop op 'n skinkbord, het hulle vir Herodes gevat. En toe sê Jesus vir hulle, okay, nee, dis bietjie rof hierdie, kom ons gaan net bietjie vir 'n plek vir eensaamheid, kom ons gaan rus net 'n bietjie. En toe gaan hulle, en hulle gaan vaar na die oorkant toe, en hulle gaan rus bietjie, maar toe sien die mense, waar gaan Jesus en sy disippels, en toe hulle die volgende oggend wakker word, toe sit daar 5000 mense. Julle ken daai storie, die 5000 manne. En toe teach Jesus hulle die hele dag, en aan die einde van die dag sê hy vir die disippels, ons gee vir hulle kos, en dis die storie van die 5 brode en 2 visse. Onthou altyd hoe jy dit onthou, daar's altyd vleis is minder as brood. Jy moet altyd onthou, dis maklik om dit so onthou. So, en toe wat gebeur is, toe hulle nog besig was om vir mense kos te gee, klaar kos gegee, toe speel hierdie storie af, en Jesus kom in Matteus 14, en hy sê die Bybel, en hy het hulle gesê, om na die oorkant toe te vaar. Nou, Jesus het nooit iets sommer net gedoen nie. Kyk hoe begin die storie, vers 22. Hy sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare, hierdie 5000 mense, wegstuur. So my eerste vraag is, hoekom het hy hulle gedwing? Nou, interessant, Markus 6 vertel dieselfde storie. Markus was een van die ander disippels wat geskryf het. En as jy sy storie lees, dan kom jy agter, Jesus wou iets vir die disippels leer. Onthou jy wat sê Paulus, hy sê, as jy jou lewe vir God gee, Filippense 1 vers 6, hy sê, as God dan die goeie werk in julle begin het, sal hy dit end uit voltooi tot die dag as Christus kom. Jy moet verstaan, Christus is nou binne in jou. Of jy bewus is van hom of nie, of jy dit glo of nie, as jy glo in Jesus, die feit is, hy het in jou ingetrek, en hy bly hier binne in jou. Hy besoek jou nie net nie, hy het residence opgeneem. So hy is in jou. En omdat hy in jou is, jy kan hom nie sien nie, maar jy weet hy is in jou, moet jy verstaan, gaan hy elke dag
op hierdie lewensreis, op hierdie wedloop van die lewe, gaan hy besig wees met jou. Presies dieselfde. Hy het hierdie disippels gedwing, want hy wil hulle iets leer. En hulle moet iets beleef. Wat wou hulle leer? Kyk, nou sê die Bybel verder. Nou sê hy vir hulle, roei na die oorkant toe. En ek weet nie wie van julle was al in Israel nie, maar dis nie 'n meer, dis nie hierdie dam wat die ander kant is nie. Jy kan amper nie die einde sien nie. Daai tyd was daar nie elektriese bote nie. Hulle moet roei. Nou roei hulle, nou begin die Bybel in vers 25, dan sê hy, maar in die 4de nagwaak, die 4de nagwaak was so tussen 3 en 6 uur in die oggend. Maar ander woorde, jy moet verstaan, hierdie ouens roei nou al die hele nag, hier sê 6, 7 uur die aand het hulle begin, roei hulle is nou al nat gesweet, hulle is nou al moeg. Mag jy nooit in jou lewe dink 'n disipel was onfiks nie. Manne was fiks. Hulle kan roei. Hulle roei Rodeplaatdam heen en weer, sommer net so. So wat ek vir jou probeer sê is, hierdie ouens is moeg. Hy sê, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle toe gekom. Hoor nou mooi, al wandelend op die see. Die woordjie wandelend kom verskriklik baie, wandel in die gees. Onthou jy selfs in Genesis, en God was in die aandwyntjie, en hy wou saam met Adam en Eva waar hy gewandel het. Wandel is 'n term wat baie gebruik word in die Bybel. Wandel, onthou daai mense het nie karre gehad en fietsse gehad en motorfietsse en daai goed nie. Hulle tussen die dorpe het hulle geloop en hulle het wandelend, hulle het geloop en gesels en gekuier, al wandelend. Dis soos hulle geloop het. Nou kom Jesus, hierdie manne soeg en sweet, hulle kry swaar, hulle roei. Hier kom Jesus, al rustig op die see by vir hulle. Hey boys, dis genuine. Rarig, hoor hulle. Hy sê, maar, as jy, is interessant, as jy Lukas gaan lees, dan sê die Bybel, hy sê, Jesus het gewandel, hy wou hulle eintlik verbygaan. Hey boys, ek wag julle aan die ander kant, ek bring vir julle McDonald's. Roei lekker, stoei hom uit, vat hom vas. Ek wil julle iets leer, ek julle mos gedwing om te roei. Hoor nou mooi. Hy sê, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle toe gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop. Jy moet onthou, daai ons het nie DStv gehad nie, my maat. Ons sien baie goed. Al hierdie prentjies, ons kinders word groot daarmee. Vir hulle is natuurlik, onnatuurlik, sienlik, onsienlik, hulle kan partykeer nie eens meer 'n onderskeid tref tussen die goed nie. Dis vir hulle nie snaaks. Jy sê iemand loop op die water, ja, dit is dalk moontlik. Maar hierdie ouens het niks gehad nie, geen verwysing nie. Nou sê hy sê, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld. En hulle sê, dis 'n spook. En al wat hulle kan weet om 'n spook weg te dryf, hy sê, my maat, jy moet skree. En almal skree saam. Ek hoor wat sê, en hulle het geskree van vrees. En Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, onthou nou aanwandelend, hey boys, hou goeie moed, ek is met julle, moenie vrees nie. Dis wat hy vir jou sê in die storms van jou lewe. Van ons sit hier, jy's in die doodsnikke van jou lewe. Goed werk nie uit nie, jy vra vir God die 100 keer, Here, wanneer gaan dit verander? Van julle is 2 al met goed 10 en 20 en 30 jaar lank. Jy sien, om saam met God te wandel, is 'n lewe, 'n reis van geloof. Maar geloof is nie iets wat jy kan sien nie. Maar geloof is jy sien Jesus. En omdat jy Jesus sien, weet jy dat jou omstandighede gaan nie vir altyd dieselfde bly nie. Want hy wou hulle leer in die storms van die lewe, in die gesoeg, in die gesweet, en ek kan nie meer nie, Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, sien Jesus. En toe Petrus hom sien, dan sê hy in vers 28, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom.
En hy sê, kom. Petrus klim toe uit die skei en loop op die water om na Jesus toe te gaan. Jy sien wat jy moet verstaan van hierdie geloofslewe saam met God. Hierdie reis saam met God, vandat jy gesê het, ja vir Jesus. Hierdie reis saam met God. Hy gaan jou roep na die onbekende toe. Hy gaan jou roep. Hy staan reeds in die onbekende. Hy staan reeds aan die einde. Hy staan reeds by 'n stad wat verander is. Hy staan reeds by die uitslag van jou lewe. Hy staan reeds in 26. En hy sê, kom. Maar ons voel onveilig. Want ons is dit die onbekende. Want ons kan net in die sienlike sien. Maar hy is in die onsienlike en sienlike. En hy sê, kom. En toe klim Petrus uit die boot uit. Nou baie stories is al vertel oor Petrus as die swakkeling. Maar kom ek vertel jou vandag, dit wat Petrus geleer het, in daai paar tree op die water, het sy lewe vir altyd verander. Baie van ons kyk na Petrus en sê, skielik, toe slaan hy sy oë op na die golwe, en hy sien die storms raak, en toe sink hy, ag, die swakkeling, die klein gelowige, ag, hy het niks, kom ek vertel jou, hy het een ding geleer, wat die ouens in die skip nooit geleer het nie. En baie mense wil 'n veilige geloofslewe hê en hulle bly sit in die skip en hulle beleef nooit wat dit is om op die geloof saam met God te loop nie. Jy moet onthou, as God iets in jou lewe wil doen, gaan hy dit reg kry en hy stuur jou geloof. Maar baie keer die goed wat jy moet doen en die goed wat jy sien en die goed wat jy in jou besigheid moet doen en jou normale lewe, sien jy nie nou nie. Jare terug, toe die Here Doxadayo begin het, was dit met een sukkelende kampus, Brooklyn. As ons moes forward, 30 jaar, volgende jaar, is ons 30ste verjaarsdag. 30 jaar vorentoe en ons dink, 35 kampusse, 78 eenhede, 3 skole, en ons dink aan die veel kinderhuise daar is, al die goed wat daar is. Ons sou gesê, Here, nooit. Maar die Bybel sê vir ons so duidelik, ver bokant wat jy kan dink of droom. Hierdie geloofslewe is 'n avontuurslewe. Hierdie lewe saam met God. Ons hoop sien Jesus. Sien Jesus. Hou aan hom vas. Hou jou oë gefestig op hom. Moenie in die reis gryp na allerlei ander goed nie. Klim uit die boot uit en sê, my God, ek loop saam met jou. Die feit is, jou naam is in sy handpalm gegraveer. Jy is ingesluit in hom. Sy oorwinning is jou oorwinning. En leef saam met hom. Maar hierdie lewe saam met hom is nie altyd eenvoudig nie. Want goed gebeur partykeer wat jy in jouself doen. Goed kom partykeer side tackles van die kant af wat jy nie verwag nie. Maar hier's wat ek weet, hy's in my, hy's by my, hy's vir my. Hy's vir jou. Hy het jou lief. Jy's sy kind. Jy behoort aan hom. Jy's hier gekoop deur die bloed van die lam. Jy behoort aan hom. In die Hebreërs storie, dan sê hy sê, luister, kom ek vertel jou gou iets. Hy sê, jy moet verstaan, dat God, soos hy Petrus geroep het uit die boot, so word jy deel van God se, jy's deelgenoot, jy's partyker, deelgenoot van die hemelse roeping. Wat is daai hemelse roeping? Om hemelmens te wees, soos in die hemel is, soos op die aarde, soos God se wil daar is, so met God se wil hier. Ek gaan alles vul met my teenwoordigheid, ek gaan alles vul met my heerlikheid, en ek gaan jou gebruik, jy's my verteenwoordiger, dieselfde heerlikheid wat in Jesus was, sit ek nou in jou, sodat jy kan leef, en besigheid doen, en op skool kan wees, en dat jy ligdraer kan wees. Ek sal jou in spasies invat, ek sal jou tussen mense sit, wat ander mense nie kan bereik nie, sodat jy daar die lig en die sout kan wees. Loop net hierdie pad saam met my, klim uit die boot uit. Die issue is, daar was hoeveel disippels, net een het uitgeklim. Dis baie keer die issue met die kerk ook. Daar's soveel mense in kerke, maar ons is so bang om uit die boot uit te klim. Want die boot praat van 'n plek van veiligheid.
Baie ouens klim nie uit die boot nie, want ek hou nie van verandering. Ek wil nie iets anders te doen nie. Baie glo in die boot, hulle sit in die boot want hulle glo, hulle is nie goed genoeg nie. Meeste mense wat nie iets vir die Here wil doen nie, glo, ek moet nog meer van die Here leer. Jy leer meer van die Here soos jy bedien. En die boot is die veilige hawe. Ons twee teen die storms, maar die boot gee my veiligheid. Ja, ek wil jou vandag uitdaag. Alles wat God begin hy met niks. Alles wat God in Doxadayo begin het dit met niks begin nie. Jare terug, toe ons aan Centurion was, toe kan jy onthou die Suidkampus wat begin het, jare terug, 2, 3, 4, 25 jaar terug, Suidkampus begin het. Toe hier ons daai shopping center met ons daar gehuur. In daai tyd, toe koop die Chinese tannie, toe koop sy daai shopping sentrum oor. Toe kom sy en sy sê vir ons, hoor die julle manne moet skuif. Ek is wonderlik, baie dankie, sy het ons baie mooi behandel, maar julle moet loop. Nou kan ek onthou daai tyd, nou sê hulle vir ons, hoorie, julle in Centurion ons moet nou gaan grond soek, ons moet nou hervestig. Ja, elke plek in daai tyd al grond waarby ons gekom het. Ons het oral daar in Centurion gekyk, dan is dit 20, 25 miljoen, dan moet jy nog 'n kerk bou, is tog Here, wat gaan gebeur? Hoe gaan dit werk? Ons bid, die bidders bid, ons almal bid, ons weet ons moet uit. Februarie moet ons uit. Chinese tannie het gesê, kontrak stop, ons moet uit, ons bid, ons sê God, ons maak planne, ons gaan. Hier op 'n dag, bel 'n ou, Jan Zederberg my. Hy sê, hoorie, ek is Jan Zederberg. Hy sê, ons is hier van Midstream. Ek sê, waar is Midstream? Ek het nooit van gehoor nie. Hy sê, nee, is 'n nuwe ontwikkeling, net hier buite Pretoria, hier kom kyk bietjie. Hy sê, ek hoor julle wil 'n kerk bou, want hy's nie in Doxadayo nie. Ek sê, ja. Nou kom ek al aan met my kar gery. Daai tyd, Midstream is net een groot vlakte. Kan onthou, Jan vat ons, nou klim ek in sy bakkie, nou ry hy met ons daar onder, seker klomp drade, ons gestop daar in die veld, dis net veld waar jy kyk, aan die kant, is daar 7 of 8 huise gebou. Ou Jan rol hy planne so uit. Hy sê vir my, ja, hy sê, eendag gaan hier 5000 huise wees. En hier gaan 'n skool wees, en daar gaan nog 'n skool wees, shopping sentrum, en staan ek sê, Here, is hierdie ou, het hy al sy varkies bymekaar, hier's niks. Hy sê, en hier sit ek 4 erwe uit vir kerke, en stel julle nie belang nie. As jy nou geheim vertel, wat my aandag gehad het, toe hy sê, ek sal die erf vir julle gee. Ek sê, okay, wag, verander die hele storie, ons gaan nou oplet in die klas. Nou bel ek vir Ellen, en hulle in die apostoliese team, hulle kom, Jan, hulle almal kom, nou gaan ons saam bid, nou is ons daar, Jan, hy weet nie baie van bid nie, maar hy is ook maar deel van die prentjie. Nou ek kan onthou, hoe sê die leierskap vir my, Here Jaco, wat maak jy? Ek sê, ek weet nie, hierdie ou sê eendag, hier gaan 5000 huise wees. Hier's nou 8, maar hier gaan eendag baie wees. Nou is ons daar in die veld, nou moet ons 'n kruis plant. Nou het ons 'n graaf daar, daai grond is so hard, ons kry hom nie. Jan sê, moenie wag, hy bel. Hier kom 'n back actor, hy grawe 'n gat daar. Hier plant ons die kruis, want ons kom nie daarin nie. Plant die kruis, bid, sê God, ons vertrou jou. Dit was so Julie maand. Nou moet ons 'n kerk bou, die eerste fase van Midstream, so hoefyster, voor ons die auditorium bou, dit alles design, maar eerste fase 6.8 miljoen. Nou ons praat van 15, 20 jaar terug. Here, waar gaan ons die geld? Ons skop toe af met hoeksteen. Dis hoekom hierdie tent hier is. Dit was ook deel van die hoeksteen projek, die suide en die noorde. Skop ons die projek af. Ons het nie geld nie. Ons het niks. Jan wat nie in ons kerk is nie. Hy bel my eendag, hy sê, man, hy sê, ek maak jou 'n deal. Hy sê, ek sal die kerk bou uit my sak, uit my persoonlike sak uit. En as ek die dag klaar is, dan gee hulle vir my geld. Ek sê, nee, is 'n deal. Begin net bou, want Februarie kom nader en ons moet klaar kry. Jan hulle, as kamikasies, hulle storm haar in.
Hulle maak hy vloere gelyk, hulle doen die grondwerk, hulle bou die kerk. Hoor nou mooi, 'n maand voor ons in Februarie, einde Februarie moet intrek, 1 Februarie gee vir my sleutel. Toe Doxa die geld ingekry, met hoeksteen het ons die geld gekry en alles. Einde Februarie, 1 Maart, toe gaan ons in die kampus in. Wat wil ek vir jou sê? Niks. God spesialiseer in niks. Klim uit die boot uit. Die kinderreise in Doxa Deo. Ons het net 'n woord gehad. Net 'n woord. Niks gehad nie. 'n Vrou het gekom en gesê, die volgende oomblik bel Absa en sê ons sal vir julle huis gee. Kidayo wat in Centurion staan, is hierdie jaar 20 jaar oud. Absa het daai huis vir ons gegee. Niks. Die onmoontlike. Jy sit vandag in 'n situasie dalk, of jy gaan ek sê altyd vir mense, as jy in die moeilikheid is, jy in somerseisoen is, leef net langer, word net ouer, ergens gaan winter jou tref. Ek spreek dit nie oor jou uit nie, jy het niks verkeerd gedoen nie, relax. Dis die lewe. Dis die lewe. Nêrens sê die Here, die dag as jy hom aanneem, is jou pad besaai met roosblare. Wat hy wel sê, is op hierdie pad, die lewensreis wat jy loop, met al sy uitdagings, hier's wat jy moet onthou. Ek is by jou, ek is in jou, ek is vir jou. Sien Jesus. Sien Jesus. Sy glorie, my storie. My storie, gee my 'n storie van hoop. Hoekom? Want ek sien hom. Alles wat God doen, en hier gaan van deurbrake in jou lewe, hou jy vas aan God, hardloop jy hierdie resies, doen jy die wedloop van die lewe, klim uit die boot uit, God is met jou. En dan sê, hierdie een skrif, vir my so mooi, ou Paulus skryf vir ons, hy sê in Hebreërs 12 vers 3, in die Message vertaling, sê hy so mooi, hy sê, when you find yourself flagging in your faith, hy sê, go over the story. Again, this story. Item by item. That long litany of hostility he plowed through. Hoor nou wat sê hy? As jy oor hierdie story, if you go over the story, over, again and again, item by item, that will shoot adrenaline in your souls. Die Here is met ons, man. Hy's in jou. Hy's deel van die reis van jou lewe. Hy's in jou wedloop. Klim uit die boot uit. Klim uit die boot uit. Loop saam met hom hierdie onsienlike pad. Dis 'n avontuur. Dis 'n avontuur. Dis senuwees. Dis avontuur. Dis lekker. En in jou grootste winterseisoen, in jou grootste uur van nood, klou vas aan die feit, hou jou oë op hom, klou vas aan die feit, hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Verstaan, hy is altyd by jou. Dis soos die 3 manne aan die kruis, né? Die een ou het Jesus gevloek. Die ander ou sê, Here, dink aan my. En in die grootste uur van hulle krisis, die grootste krisis, waarin hulle self verkeer, hulle is stikkend geslaan, hulle is verwoes deur die lewe. Waar is Jesus? 1.5 meter van hulle af. Hy's altyd by jou. Hy's in jou. Klim uit die boot uit. Kom ons maak ons oë toe. Die worship team kan na vore kom. Miskien het jy al die storie gehoor, maar jy weet, jare terug, seker 10, 15 jaar terug, dis ons opgeëindig het in George. Is ons daar met vakansie, want ons het elke jaar daar gaan vakansie hou. En een van die vennote van Raslouw Campus vra vir my, hy sê, wil ek nie saam met hom gaan visvang nie. Nou, ek sê toe, ja, dis nou op een van die bote wat daar die hawe van Mosselbaai ry. Jy gaan so 'n heel dag visvang. Ek sê nou maar ja, want ek voel sleg om nee te sê, maar ek vang nie eintlik vis nie. Ek vat in die eerste plek nie aan 'n vis nie.
Ek sê vir hom, nee, jy moet, jy gaan, ek sal saam gaan, maar jy moet die aas aansit en dit. Daai man was besig daai dag. Maar as hulle so uit die hawe uitry, net so eentjie, ry so by 5:30, 6 in die oggende uit, dan ry jy so uit. En dan stop die boot, en die dolfyne spring so oor die boot, en die son kom so oor die see op. En dan staan jy so doodstil. En dan kyk jy so na die land. En toe ek so na die land kyk, daai tyd was dit nou anderste as vandag. Daai tyd was dit nog, is nou jare terug, toe was dit nog sulke klein, ek wil sê dorpies, nedersettings. Jy het Mosselbaai gesien, jy het Fraai Uitsig gesien, jy het Hartenbos gesien, jy het Grootbrak, Kleinbrak, Reebok, hulle almal het so gesit, maar hulle so uitmekaar het. Vandag lyk dit soos Midrand, dis alles aan een, maar daai tyd. En in daai oomblik sê die Here vir my, beleef hom. Hy sê eendag gaan nie in al hierdie klein plekkies 'n Doxodeo wees. Maar dan soos laasweek wat Jan gesê het, dis daai wag op die Here, want nou voel jy die Here praat, jy moet nou dadelik, jy weet, nou moet ons begin. 15 jaar later kom ons daar uit. Verkeer het ek nie vir die Here gevra, Here wat nie. Ek het geweet die eerste keer toe ons soontoe moet gaan, nou stukkie in Raslouw campus is lekker, dis soos kameeldrift, die van julle wat nou al daar was. Alles werk, dis skerms, dis ligte, dis 'n band, dis 'n vaste venue. Nou weet ek sal my op vir groot moeilikheid as ek soontoe gaan. Want daar's niks. Ek sê, my God, hoe klim my die boot uit? Klim my die boot uit. Dis 'n lewensreis. Dis 'n pad. Efesiërs 3 vers 12 sê in een van die vrye vertalings, sy geloof in jou gee my lewe integriteit. Wat is integriteit? Dis die sterkte van hierdie balk, dis die sterkte. Sy geloof in my, ek is ingesluit in hom. Hy glo in my, gee my lewe integriteit, gee my lewe sterkte. Hou jy jou oë net op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Vaste vertroue, hy is ons hoop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Uself kom openbaar het deur Jesus Christus. Dankie dat ons na hom kan kyk. En dan sien ons onsself. 'n lewe van oorvloed. Jo, wat het hulle gesê? Hulle kom by ou Johannes hier aan die einde van sy lewe. Hulle sê vir my, jy het ons nou saam met Jesus 'n pad geloop. Wat sê jy van Jesus? Ek sê, al wat ek kan sê is, in hom is lewe. En hierdie lewe is 'n lig vir die wêreld. Here, ons is in hierdie wedloop. Ons is in hierdie lewensreis. Help ons om altyd ons oë op U te hou. Want U ken die einde van die storie en U is hoop. En daarom het ons hoop. En daarom is ons storie, omdat hy gevleg is met U, is ons storie 'n storie van hoop. Mag U vandag elke mens hier versterk. Mag elke mens vandag hier sê, Here, dankie dat ek weet, U's by my, in my, met my, U's vir my. Dankie dat ons met groot waagmoed en durf uit die boot uit kan klim. En dankie al sink ons, U's daar, tel ons weer terug in die boot. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die goedheid. En dan wil ek jou nooi, wat 'n beter getuienis as om juis vanoggend vas te maak dat hy is die koning. Hy regeer. Hy's besig om alles nuut te maak. Ons sien alles is nog nie nuut nie, maar ons sien hom. En vas te maak wie hy is.
Hy sê elke keer, skryf Paulus in 1 Korintiërs, hy sê elke keer as julle by hierdie tafel sit, so dikwels as julle by hierdie tafel, herdenk julle die dood van Christus. Maar hy skryf ook in Romeine 2, dan sê hy sê onthou een ding, hy sê die dood, en toe het hy opgestaan uit die dood, hy sê die opstanding het hom verklaar as die seun van God, het hom verklaar as die koning van hemel en aarde. En vanoggend maak ons vas in ons geloof en in ons lewens, is die koning. Hy sê elke keer as julle van hierdie brood breek, hy sê dan dink julle aan my liggaam wat vir julle gebreek is. Ek het niks gedoen nie. Ek het sonder verdienste. As ek ingesluit in hom, grootste oorwinning. Hy het die oorwinning behaal, maar die res van die manskappe deel in daai oorwinning. Ons deel in hierdie oorwinning. Sy bloed. Hy sê as julle hierdie wyn drink, herdenk julle die nuwe verbond. Hy sê dit is sy bloed. Sy bloed wat vir jou gevloei het, die nuwe verbond. Wat is die nuwe verbond? Johannes skryf vir ons daarvan. Hy sê die nuwe verbond, die nuwe ooreenkoms met die mens is, julle met mekaar lief hê. Hy sê hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. So Here, dankie vir u liefde vir my. Dankie dat u u lewe afgelê het. En dankie dat ek dit nou kan gaan uitstraal. U heerlikheid, u gewig na buite. Dankie dat ek ingesluit is, deel is van die storie van God. Ek deel in sy oorwinning. So ek wil jou nooi, amen, ek wil jou nooi, kom ons sit vir 'n oomblik aan die nagmaaltafel. Hier by Doxadeye het ons die gewoonte, ons gaan en ons kry en ons sit as familie saam, hoe dit nou ook al sê, jy wil dit gebruik of op jou eie. Maar mag hierdie storie, gaan oor die storie, item vir item. Mag dit wees soos adrenalien, wat in jou siel, in jou gees, staal in jou gees, opskiet. So ek nooi jou, kom en gebruik vir 'n oomblik en herdenk hom as die koning en weet, hy's by jou en hy's vir jou. Jy's welkom om uit te beweeg, hier staan oral tafels, baie dankie.